verheerlik hom. Ons gaan dit staande doen. En ek wys net daarop, as die seën uitgespreek word, dan neem ons net weer ons plekke in vir die afkondigings, maar kom ons staan, dan sing ons wydingslied gesang 9, waarna die erediens sal begin. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gesang 51 is ons loflied vanoggend tot eer van die Here. Gesang 51 en ons gaan sing vers 1 en vers 2 tot eer van die Here saam.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons lees vanoggend die wet van die Here vanuit Eksodus 20. En nadat ons na die wet van die Here geluister het, sing ons saam gesang 188 vers 1. En nadat ons geloof bely het, gesang 188 vers 2. As ons dink aan ons tema van vanoggend vir die erediens, laat ons dan ook besef, Jesus het die voorhangsel vir ons weggeneem. Wat beteken dit vir 'n kind van God? Dat ons na die wet van die Here kan gaan luister en dat ons skuld voor God kan bely op grond van sy verlossing. Kom ons luister na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, in 1 Johannes 4 vers 16 staan die volgende woorde: En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Omdat die voorhangsel vir ons weggeneem is, kan ons as kinders van die Here vanoggend ons toevlug neem tot God deur Jesus Christus met 'n ware berou en opregte geloof. En wat is die troos? Ons skuld is vergewe. Ons sondes is weggeneem. Ons kan voor God staan. Wat moet ons antwoord wees? Kom ons bely ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, net soos ons sit, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, vanoggend is die enigste woorde wat ons wil uiter, dankie. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Vir ons as sondaar mense wat na die kruis kyk en ons weet, ons moes daar hang. Ons moes skuldig staan. Ons moes self betaal het. Maar U, Here Jesus, het dit in ons plek gedoen.
maak ons skaam wanneer ons dit besef. Skaam omdat ons besef ons is skuldig. Ons is diegene wat verkeerd gedoen het en nog steeds doen. Ons is soos Petrus wat omdraai en sê ons ken U nie. Ja, ons is ook baie dikwels soos Thomas, wat eerder kyk na die werklikheid en sê dis onmoontlik, maar dan wys U vir ons U hande, U sy, en sê, glo in my. Dankie dat ons dit mag bely vanoggend. En daarom vra ons dat U uit die woord het met ons sal spreek, dat ons hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, wat ons voorberei vir Vrydag, dat ons hierdie week dit ook sal oordink. En mag ons by U voete neerval en ons belydenis wees, waarlik, Hy is die Seun van God. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Koning. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit Markus 15. Markus 15. Ons gaan saam lees vanaf vers 21. Die kruisiging is die opskrif. En soos u gehoor het, is ons ook besig om nie net in lydingsweek stil te staan by dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het nie, maar dat ons ons ook voorberei om Vrydag aan sy tafel te kom aansit. Markus 15 vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van die beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom van die kruis af. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo, ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal.
Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien wat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. En daar was ook vroue wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdalena ook, en Maria, die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses en Salome, hulle wat hom gevolg en hom gedien het, toe hy in Galilea was, en baie ander vroue, wat saam met hom opgegaan het, na Jerusalem. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in u hart bewaar. Ons teksvers vir vanoggend is vers 38. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons is besig om ons voor te berei vir Vrydagoggend om aan die nagmaalstafel aan te sit. Dink vir 'n oomblik aan die volgende voorbeeld. Maar dink daaraan in die gedagtes. Sien 3 kruise staan. 3 kruise met 3 mense aan hierdie kruise vasgeslaan. Op die oog af lyk hierdie 3 kruise presies dieselfde. Maar in werklikheid verskil hulle soos dag en nag van mekaar. Weerskante van Jesus hang daar 'n misdadiger, 'n rower, 'n moordenaar. Hulle wat daar saam met hom hang is die rede dat hy daar hang. Die rede dat hy daar hang is omdat ons skuldig is voor God. Aan die buitenste 2 kruise hang die vrag van die sonde. Hulle wat skuldig is. Maar in die middel hang hy wat geen sonde gedoen het nie. Maar wat sy kinders se sonde op hom neem en daarvoor sy laaste asem uitblaas. Die heilige seun van God. 'n man wat die hoofman oor 100 kan stilstaan en sê op grond van dit wat hy gehoor het, op grond van dit wat hy gesien het, toe hy sy laaste asem ook uitgeblaas het. Waarlik, hy was die seun van God. Die ergste van alles is, hierdie 2 rowers verdien dit. Hulle weet dit en hulle erken dit. Hulle spot om wat in die middel is. Ja, die een volhard daarmee, hy voel geen skuld nie. Dit is asof sy hart verhard is, hy stel nie in Jesus belang nie. Maar dan as ons die kruisigingsgebeure volgens Lukas gaan lees, word daar iets anders bygeskryf, dat die ander een kom tot op 'n punt. Hier waar hy reg langs Jesus hang, sien hy iets aan Jesus wat hom laat nadink. Kyk hoe is hy mishandel, kyk hoe is hy geslaan, maar tog bid hy en vra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hy roep in 'n stem uit: my God, waarom het U my verlaat? Maar hy vra Jesus 'n vraag en hy sê: sal jy aan my dink as U in die paradys kom? Hy vra 'n gedagte, maar hoor wat kry hy? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n skurk, 'n rower, 'n moordenaar. Hy het niks om verder te verloor nie, hy gaan sterf en hy weet dit. Maar tog werk God dit in sy hart om daar aan die kruis, in die laaste ure van sy lewe, te vra, dink aan my. Weet jy, as ons vir 'n oomblik stil staan en ons dink net, wat sou ons antwoord aan hierdie man gewees het, op grond van dit wat hy nou gevra het? Ons sou baie maklik ons ore vir hom gesluit het, ons sou ander kant toe gedraai het en gesê, jy verdien dit nie, kyk hoe jy geleef, kyk wat het jy gedoen. Maar dan, die antwoord is juis die bewys van dit wat daar in die middel plaasvind. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, met sy 2 deurboorde hande, maak die Here vir ons die deur na die ewige lewe oop. Ons het vir mekaar gesê, die tema vir vanoggend se diens is, Jesus neem die voorhangsel weg. Weet ons wat is hierdie voorhangsel? Het ons dalk met ons kinders daaroor gepraat, vir hulle vertel hoe belangrik hierdie voorhangsel was? Nou vir diegene van u wat nie kan onthou nie, dink vir 'n oomblik, in die tempel was daar die allerheiligste deel. En tussen die allerheiligste deel en die heilige plek waar die priesters gewerk het, was hierdie voorhangsel gewees, 'n gordyn, 'n sluier, wat hierdie 2 dele van mekaar skei. Maar net een mag ingaan agter hierdie gordyn in. En dis die hoëpriester en hy mag dit net eenmal 'n jaar doen. Hy mag net eenmal 'n jaar tot in die allerheiligste deel gegaan het. En nou, hier waar Jesus sy laaste asem uitblaas, ons teksvers in vers 38, en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. Hierdie sluier, hierdie gordyn skeur en maak die allerheiligste deel oop. Hoekom? Want hy wat op daardie middelste kruis hang, word en is die enigste hoëpriester wat ons ooit nodig het. Hy word die een wat daardie weg vir ons tot by God oopmaak. Maar hy maak dit nie net oop nie, God self skeur hierdie voorhangsel. Jesus wat 'n bewys is van God se liefde vir ons. Jesus wat die antwoord is, sodat ons nie verlore gaan nie. Die pad na God toe is nou oopgesluit vir elkeen van ons. En hy wat Jesus is, het hierdie woord vervul. Die ou verbond volgemaak, dat daar 'n nuwe verbond wag. 'n Nuwe verbond in die verlossing van Jesus Christus.
En het u mooi gehoor, hierdie misdadiger in die kruis, hy kry nie die antwoord, jy moet eers bietjie wag nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy kry nie die antwoord, gaan brand eers 'n bietjie skoon in die vuur en dan sal jy die ewigheid betree nie. Daar word nie vir hom gesê, gaan doop jouself eers, dan sal jy gered word nie. Gaan onderhou eers die Sabbat, dan sal jy gered word nie. Nee. Sluit eers by ons kerk aan, praat soos ons praat, sê wat ons sê, dan sal jy gered word. Nee. Daar is gelowige groeperinge, onder andere soos die Jehova Getuies, wat hierdie komma net een woordjie wil aanskuif en dan by die punt uitkom om te sê, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Dan sê ons nee. Jesus se antwoord is onmiddellik daar, vandag, hierdie dag, sal jy saam met my in die paradys wees. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, kom die vraag ook in die binneste op, maar hoe kan Jesus dan sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, maar 3 dae later het hy eers opgestaan? Onthou een ding en onthou dit duidelik, dat Jesus nie net mens was nie, maar ook God. En in sy godheid het hy nooit die hemel verlaat nie. In sy godheid was hy nog altyd koning. Maar in sy mensheid moes hy sterf aan die kruis. Wat 'n troos is dit nie vir ons as kinders van die Here nie. Dat daar nie 'n voorwaarde was aan Jesus se liefde vir sy kinders nie. Hy vra nie goeie werke nie, hy vra nie goeie deugde nie, hy vra nie vroomheid nie, hy vra nie, ons voorouers moes eers dit of dat gedoen het nie. Geen kwalifikasie gee ons toegang tot hierdie genade nie, behalwe ons is skuldig. Ons is sondaar mense, en God se liefde bring ons daarby uit. Nie onsself nie. En al maniere hoe ons kan salig word is om na daardie middelste kruis te kyk, en soos ons gesing het in Gesang 188 om te sê, vir my. 'n belydenis wat ons elkeen self kan doen. 'n belydenis wat ons bring by die woorde, dink aan my Here. 'n belydenis wat ons bring by die antwoord, Jesus Christus alleen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het al vele kere by die gebeure rondom die kruis stil gestaan. Het ons al vir een oomblik gedink, alles wat daar gebeur het, alles wat Jesus gesê het, ons het al baie gepraat oor die kruiswoorde, dit is die woorde wat Jesus aan die kruis gesê en gebid het. Ons is so vinnig om vir mekaar te sê, dit gaan oor ons en vir ons, omdat ons skuldig is. Maar vanoggend, kom ons draai dit vir 'n slag om. En ons kyk wie sê dit. Ons kyk om en ons besef, maar God sê dit. Dat ons die almagtige drie-enige God kan aanbid en weet, in Jesus Christus word God se liefde vir ons gewys. En dit word nie net gewys nie. Geloof word aan ons geskenk, dat ons dit met beide ons hande kan aangryp en daarin kan vashou. Geloof word aan ons geskenk om God te leer ken.
Maar geloof word aan ons geskenk om te bely en te weet, hy is die enigste God. En dat 'n kruis nodig was, sodat ons die liefde van God kon bely. Liewe gemeente, mag ons in hierdie week wat voorlê, tot Vrydagoggend in besonder gaan stilstaan in ons gedagtes by hierdie woorde. Maar die voorhangsel het geskeur, hy is weggeneem. En ons mag nou tot God gaan, want ons enigste hoëpriester het dit gedoen. Ons mag na God gaan, omdat Jesus Christus ons as sy kinders liefhet. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, heilig is u grote naam. Ons as mens lees hierdie kruisigingsgebeure. En dan kom die gedagte by ons op, Johannes 3 vers 16. Want so lief het u die wêreld gehad, dat u u eie seun gegee het, om vir ons skulde te sterf, sodat niemand verlore mag gaan nie. En dan wil ons menslike verstand sê, maar dis onmoontlik. 'n Vader wat sy eie seun gee om te sterf. Maar dit is juis die bewys van u grootheid, u liefde. U liefde wat onvoorwaardelik is. Maar u liefde wat regverdig is. En daarom wil ons ook vanoggend ons skuld bely. Ons wil sê, Here, ons verstaan ons is skuldig. Ons besef, dit is oor ons dat u daar aan die kruis gesterf het. Dit is oor ons. Dat u op die rug van 'n donkie oor palmtakke die stad Jerusalem ingery het. Waar mense gesing het, Hosanna. Waar hulle u geëer en gedien het. Maar dan roep hulle skielik uit, kruisig hom, kruisig hom. En dan besef ons vanoggend, maar dis ook wat ons doen. Vergewe ons asseblief daarvoor. Leer ons om by die voet van die kruis neer te kniel. En so aan u vas te hou dat ons sal besef, maar ons kan nie hier uitgaan nie, ons kan nie die week wat wag aanpak, as ons dit nie in u aanpak nie. As ons dit nie in u genade doen nie. As ons nie vanuit u wet probeer leef nie. As ons nie u wil soek om u naam te verheerlik nie. Want anders is ons so maklik besig om net onsself te verheerlik. Gee elkeen van ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees die geleentheid, die voorreg om Vrydag terug te kan kom. Om aan die nagmaalstafel te kom aansit, want daardie stukkie brood, daardie slukkie wyn, is die teken van dit wat u aan die kruis gedoen het.
Ons loof en prys U naam. En ons as gemeente wil ook bid vir hulle, vir elkeen wat op ons gebedslys is, elkeen wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat weens gesondheidsredes pyn verduur, wat swak geword het, soos ons vanoggend ook gehoor het, waar 'n oom wat getrou was om kerk by te woon, lief was om kerk by te woon, maar as gevolg van sy gesondheid nie meer kan nie. Dankie Here dat U nie toegesluit word in hierdie 4 mure nie. En dat die allerheiligste deel van die tempel oopgesluit is. Dat die voorhangsel weggeneem is. En ons na U toe kan gaan oral waar ons is. Wees ook so met elkeen wat nie vandag in die huis kan wees nie. Ons vra dat U met elkeen van ons sal wees, ook in ons doen en laat, ons werksaamhede, waar die wêreld daar buite besig is om nog net meer en meer deur mekaar te raak. Wys ons hoe ons in U genade kan vas staan. Want dit is een ding om U liefde te leer ken, maar dit is 'n ander saak om dit werklik te glo met ons hele hart. Wees asseblief met elkeen van ons so, dat ons geloof sterker en sterker sal word in U alleen. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, omdat ons smeek, laat U wil geskied. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte Gesang 192. Gesang 192 en ons gaan sing vers 1 en ook vers 3. En as ons kyk na die 3de vers, dan staan daar: Heiland, U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Uit ons soeke, twyfel, angste, lei ons na God terug. U laat vind ons deur U leiding, ware vrede, ware rus. U gee ons met die bevryding weer spontane lewenslus. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam, en dan herinner ons U net om asseblief weer die sitplekke in te neem vir die afkondigings. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, omdat Jesus die voorhangsel vir ons weggeneem het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, namens die kerkraad net vinnig 'n paar afkondigings. Ons herinner Jan vanaand se aanddiens wat ook om 6:00 plaasvind. Daar is 'n deurkollekte vir kinders van die lig. Dan Vrydagoggend se Goeie Vrydag diens wil ons u net herinner daaraan, vind 8:00 plaas en nie 9:00 soos ons gewone dienste tyd is nie. 8:00 Vrydagoggend, so herinner ook u familie en vriende wat wil saamkom, dis 8:00 Vrydagoggend. Dan hierdie komende week het ons kerkraadsvergadering Woensdag aand om 7:00. Ons het Maandag aand ouderlinge raadsvergadering om 7:00 en vanoggend na die erediens het die diakensvergadering in die Maranatha lokaal.
Ons wil vir almal wat verjaar sê baie geluk met u verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele jare wees wat voorlê, in besonder vir Tannie Helene van der Westhuizen wat 91 jaar oud word. Dan onder voorbidding, ons sien ons lysie daar, kom ons dink aan elkeen ook in hierdie tyd, dat ons vir hulle sal intree in gebed en weet dat die Here saam en by hulle is. Ons herinner u ook net daaraan dat ons eiendomskommissie 6 uur maandag aand vergader en dan ons dakverfprojek. Die van u wat nie weet nie, ons kerkdak en saal se dak, die is besig om baie roesmerkies te maak en die dakke moet geverf word. En ons het hierdie projek geloods, so as u vanoggend wil, daar op die stoep is daar 'n papier met sulke plakkers op en dan is daar 'n bydrae van sê R50 of R100 vir verf. Trek asseblief so plakker af, plak dit op daardie pink papier en skryf u naam en telefoonnommer by. Dis maar ons dakprojek sodat ons ook in die wintermaande dan die dakke kan verf. Ons het daarom hierdie projek geloods en dit loop dan tot einde Mei. Ons jeug, dis nou almal, al die jong mense in die kerk. Daar agter is daar 'n so bladsy waar daar staan ligdraers. Nou dis nou vanoggend lekker om te kan sê dat ons as jeugkommissie het oor 'n paar name bietjie gesels en gepraat en die naam ligdraers het ons toe gekies waarmee ons jeug wil identifiseer. Maar daar agter is een van hierdie QR-kodes. U sal later hoor wat dit is. Gaan, en julle het mos almal selfone, die jong mense, gaan skandeer daardie kode, sluit aan by ons jongmensgroepie, ons ligdraers van die gemeente. Nou dit is enige jong mens by ons in die gemeente, van werkend tot skoolgaande, dat ons met mekaar ook so kan kommunikeer. Dan ons hou partytjie met ons jeug, die 23ste Mei, by oom Jandre en Tannie Bianca se huis. Ons gaan deurnag en hulle heel nag wakker hou, en dan ook die 10de Mei is daar 'n uitreikgeleentheid vir ons jeug. En die 11de Mei is daar 'n speletjies aand en ken mekaar aand hier by die kerk, maar dan daar in die moederskamer, ons kan met dankbaarheid sê, die klank is uitgesorteer in die moederskamer. Daar is ook 'n waier in die moederskamer. Ons het so bietjie begin mooi maak, daar's 'n plastiese tafel en stoeltjies. So moeders met kleuters, kleintjies, asseblief, maak van die moederskamer gebruik. Ons het dit probeer mooi maak vir u en dit is daar. Die ouderlinge gaan vir ons die 2de Mei wegneem ete hou. Asseblief, kom ons bestel. Lucy sal vir ons die week voor die tyd 'n skakel uitstuur, maar ons wil asseblief vra, weet jy, in die week wat die skakel uitgaan, gebeur daar in die eerste 2 dae van die week amper niks nie. En dan donderdagmiddag, dan smeek ons weer 'n keer en dan gebeur daar iets. Maar Vrydag moet die kos gereed gemaak word, so die aankoop en al hierdie dinge moet geskied. Help ons en vul die skakel betyds in. En kom ons ondersteun ook hierdie geleentheid wat die ouderlinge vir ons kos maak. En ons weet hoe lekker is die kos. Kom ons ondersteun dit asseblief. Dan, liewe gemeente, ons gaan net vir 'n paar minute, ons vra asseblief dat u sal bly sit vir 'n baie belangrike saak wat François met ons gaan bespreek. Luister asseblief mooi daaroor en as daar enige vrae is na die tyd, daar die man met sy baard gaan hier voorwees na die opening van die verbondsonderrig. Kom gesels asseblief met hom as daar nog enige vrae is. Baie dankie, François. Dankie, liewe gemeente.
Die kerkraad het 'n baie belangrike besluit geneem. Ons gaan nie net meer voorsang hê nie, maar ons gaan nou ook na die tyd sang hê. Nee, nie regtig nie. Ek sit my finansiële kommissie hoed op en ek praat met u van 'n finansiële oogpunt. In ons hedendaagse samelewing het ons nog steeds twee groepe mense. Ons kry die BC mense en ons kry die AC mense. Nou jy sal nou verstaan as ek praat van die BC en die AC mense. Wanneer die dominee sê ons gaan lees uit die Bybel uit, dan vat die BC mense hulle Bybel en hulle maak hulle Bybels oop en hulle lees saam. Die AC mense vat hierdie ding. Hulle gaan op hulle toepassing en hulle maak die Bybels oop en hulle die Bybel op hulle toepassing oop, ook die gesangeboeke. Wanneer die dominee sê ons gaan nou kollekte opneem of ons offergawees, dan maak die BC mense so. Die AC mense vat weer hierdie selfoon, maar hulle kan niks met die selfoon doen nie. Toe die kerkraad en die finansiële kommissie geluister wat die AC mense sê, en BC staan before computers en die AC mense after computers. So die after computer mense, die jong mense het na die kerkraad toe gekom, na die finansiële kommissie en gesê, maar ons wil ook ons bydra lewer, maar ons kan nie. Ons het nie altyd kontant by ons nie, ons het nie die tyd en in die hedendaagse samelewing werk die jong mense nie meer met kontant nie. Toe die kerkraad dit gaan ondersoek, daar's verskeie metodes, ons het gedink ons wil kredietkaartmasjien implementeer, ons gebruik dit al reeds by as ons kermis hou, maar dit is nie 'n praktiese manier nie. So die volgende ding wat ons na gekyk het, is SnapScan. SnapScan is 'n kode wat ons kan gebruik om ons offergawes elektronies aan die kerk oor te dra. Nou of jy nou bank toe gaan en jy trek kontant en of jy nou in die kerk sit en jy scan daar die kode, die beginsel is presies dieselfde. Ons bring ook nie die duiwel in die teken van die Satan in die kerk nie. Dis 'n maklike manier en ons gee die geleentheid vir die mense om maklik ook hulle bydra te lewer. Daar is die QR-kode. So as ons offergawes wil inneem op die tyd, gaan scan dit en dit vind elektronies plaas. As jy nie weet hoe dit werk nie of as jy nie verstaan nie, konstant gaan vir die wys presies hoe dit werk. Dit is baie eenvoudig. So dis net nog 'n manier om almal die geleentheid te gee om op 'n Sondag, en ons verkoop niks nie, daar's niks sinister aan die hele beweging wat ons hier doen nie, dis maar net 'n fasiliteit om vir die mense, want die realiteit is, as jy die kollekte by jou verbykom en jy het nie geld nie, dan sê jy nee, maar ek sal net nou betaal, en as jy daar by die deur uitstap, is dit lankal vergete. So daardie manier is 'n baie maklike manier, en ons maak die fasiliteit net vir almal en is 'n kontantlose manier om dan ook so die offergawes en die bydraes te lewer. Ek hoop dis vir u aanvaarbaar. Ons lewe in 'n nuwe tegnologie. Ons doen vooruitgang en ons is nie die eerste AP Kerk wat dit doen nie. Ons is inteendeel seker van die laaste kerke in die APK wat van hierdie fasiliteit gebruik maak. Dominee het net nou gesê die jeug het ook so 'n kode, dis dieselfde manier, en ons jong mense het ook nou al bankrekeninge en kaarte op hulle fone, so hulle kan dan ook hulle bydra maak. Ek dank u vir die geleentheid.